Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Aweke. Chantal, is altyd 'n voorreg om saam met jou brood te breek. Dis lekker om terug te wees op Kruis. Kyk hier waar mense, ons nie waar die woord bedien word. Kruiskyk is 'n platform waar die naam van die Here groot gemaak word, waar mense insig, lering kry, ondervinding word gedeel, nuus uit die woord uit, nuus uit ons daaglikse lewe en hoe God, die woord van God, dit vir ons relevant maak in die dag. Onthou net mense, die woord van die Here is nie 'n ou boek nie. Dit is 'n ou boek, nuwe boek, en is 'n toekomstige boek. So die Bybel is nie, dit is duisende jare geskrywe, maar hy is in die nou, hy is in die nou. Jy en ek kan sien, daar's baie verse wat sê, and it is, it is nie, it was nie, baie verse, it is, dit is in die nou geskrywe. Wat beteken, het wys dit weer eens dat die woord van God is gister, vandag en môre, tot in aller ewigheid bly dit dieselfde, en dit bly relevant, en dit bly present tense, dis die belangrikste, dit bly present tense. Ek wil vandag praat, ons praat oor rit, en ons praat oor die belofte van God wat die Gentiles ingebring het. Naomi is Israel, Rit is Gentiles, Boaz represented the kinsman's redeemer. Hy was 'n tipe Christus in sy dae, want hy het hy het 'n Gentile vrou gevat, iemand wat ek wil amper sê nie waardig was nie. Ons was nie waardig nie, maar die Here het ons waardig gemaak toe hy sterwe, toe hy kom vir ons, toe sterwe en hy staan op dat ons kan waardig word om hom te aanbid en actually die troon van God te kan nader, dat sy bloed ons bedek en ons kan op sy naam roep en ons is nie meer hulle nie, maar ons is nou deel van die ons. Soos die Bybel sê, die Engels vertaling sê, we are the beloved, we are the beloved. So ons is deel van die kinders van die Here, ons is deel van die volk, ons is nie meer die heidene nie, ons is nie meer die wat ek wil amper sê agtergeblewe is nie, ons is nie meer deel van die wat, as ek in my eie kop kan sê, hulle nie, maar ons is die kinders van die Here, die wat hom aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en zaligmaker. Ons word by God, ons het sy kinders kom word, ons het sy mede-erfgenaam geword, ons het geword joined heirs, soos die Engelse vertaling sê, with Christ. Die Bybel sê, ons sit in Jesus Christus, langs die troon van God, in hom, en we are seated in Christ in heavenly places. Wat beteken, mense, ons het 'n voorreg bo duisende. Ons kan vandag, jy moet nooit jouself onderskat nie, jy moet nooit dink, ek is maar net nie, neem my dierbare, jy is duur gekoop, dit is die bottom line. Ons is duur gekoop deur Christus se bloed. Ek wil vandag praat oor wat uit ons uitkom, en dit is deel van basis van Rit 4, wat die manne rondom Boaz, die
ouderlinge, hulle seën vir Boas en hulle sê vir hom, mag die vrou wat in jou huis kom wees soos Rachel en Lea. En ons praat dan heeltyd hiervan, wat die 12 nasies, die 12 stamme van Israel gebou het, wat hulle, you know what I mean, they established the 12 tribes of Israel. Hulle was nasiebouers, nation builders, nation establishers. Dan kyk ons na Perez, wat gebore was deur Tamar, by sy ma is Tamar, wat sy pa is Judah, en hulle bless vir Boas in hierdie hele ding, en hulle sê, man, mag sy vrugbaar wees, mag die seën van God oor haar wees, mag sy nasies bou, en dit is wat sy was. Sy uit haar womb het nasies uitgekom. Die Bybel, nasies in die sin van, sy was deel van die bloedlyn van Jesus. Perez was deel van die bloedlyn, hy was een van die opa grootjies van Jesus Christus, so ons verstaan. Hierdie vroue en hierdie mans, wat genoem was in Rit 4, het massiewe waarde gedra in die koninkryk van God. Dan kyk ons na hoe sy geseën word, is amazing om te sien in Rit 4, hoe dat die vroue rondom Naomi vir Rit seën, is amazing om te sien, hoe die ouderlinge rondom Boas vir Rit seën, maar niemand kom direk na haar toe en sê, ons seën jou nie, maar sy word geseën deur haar man en haar nuwe man Boas, en word geseën deur haar skoonma, en is net 'n wonderlike storie, is net wonderlik, en hierdie meisiekind se reputasie, hardop haar vooruit, en die Here se salwing is op haar, en die hand van die Here is op haar, en sy is hardwerkend, en sy het haarself bewys in die seisoen, jy weet, sy was die lyn, en ons het almal daai goed al gekyk al. Ek wil praat oor, eindste oor die bloedlyn, maar ek wil eintlik teruggaan vandag na Genesis 15 toe, waar ons kyk, waar God vir Abraham sê, ek gaan vir jou seën, ek gaan jou saad seën uit jou uit. As jy kyk na Genesis 15, dan gaan jy sê, in 'n visie het God vir Abraham besoek, en het vir Abraham gesê, moenie bevrees wees nie, ek is saam, I am your shield, ek is iemand jou bedek, wat jou beskerm, I will reward you for your obedience, and your reward will be very great. Hy sê, ek gaan jou gehoorsaamheid, ek gaan jou bless vir dit, ek gaan jou seën, en dit sal 'n groot seëning wees. En vers 2 sê, en Abraham sê vir die Here, maar wat gaan u my mee seën? Ek het nie my eie kinders nie, ek het niks, ek en my vrou het nie kinders nie, ek en Sarai het nie kinders nie, hoe gaan ek geseën wees? Gaan ek alles wat u my geseën het mee, my vee, my land, alles wat ek het, gaan ek het aan my diensknegt gee, Elise, wat my regterhand man is, en God sê vir hom, in vers 4, die man Elise gaan nie die een wees wat jou erfgenaam gaan word nie. Hy sê nee, hy sê uit jou uit gaan jou erfgenaam kom. En as ek net daarna kyk, en dink ek by myself, Here, baie keer is mense, daar's twee, as ek daai skrif kyk, as ek net daai lyn kyk, dan besef ek, twee goed gebeur daar. In die eerste plek het Abraham vir God se mag, se almag geonderskat. Nommer 2, hy het eens by sy mind opgekom, dat God kan dit vir hom doen, alhoewel hy amper 100 jaar oud is nie. En ek en jy bid tot God, onthou op die stadium, het Abraham al 'n altaar vir God gebou. Hy het 'n altaar gebou in hoofstuk 13, waar God hom uitlei, sy pa sy uit sy land uit sy familie na 'n land toe wat God hom gewys het. So is nie dat Abraham nie 'n gebedslewe gehad het, Abraham het 'n gebedslewe gehad, maar Abraham het in sy gebedslewe het Abraham nog nie eens besef die grootheid van God nie. Nou ek sê almal hierdie goed om dit te sê. Ek en jy kan bid vir blou jare, maar weet jy wat, ons kan bid en ons kan nog steeds vir God onderskat. Dis eintlik wat ek wil sê. Ons kan bid tot ons omval, ons kan bid in tale, ons kan bid, man, ek kan bid dat ek nou flou raak, maar weet jy wat, daar is tye in ons gebed, en ek is 'n bidder mense, ons bid in ons kerk, ek stam met 'n bloedlyn van bidders. Maar kom ek sê vir jou vandag, baie keer as jy jonk in die Here is, of jy het nog nie diepte nie, maar ek weet nie hoe om te sê nie, dan bid jy, maar jy question nou altyd om te vra, Here, kan u dit vir my doen? Abraham het dit gedoen. Hy sê,
God ontmoet hom in 'n visie en God sê vir hom, Boeta, ek gaan vir jou seën, jou getrouheid en jou gehoorsaamheid oor wat, onthou dit is hoofstuk 15, hoofstuk 12, 'n paar hoofstukke terug, het hy uitgetrek, hy het God se stem gehoorsaam en het getrek en God het gesê, I'm gonna make your name great, hy is die bottom line, ek gaan jou 'n man, ek gaan jou die vader maak van nasies, maar hy sê vir God, nadat God hom dit beloof het, sê maar ek het nie 'n seun, ek het niemand wat my wat ek my erf kan oorgee nie, wat ek my erf, alles wat ek het kan erf nie. Hy sê wat, en God sê vir my dierbare, jy moet nou mooi luister. Eliezer is nie uit jou uit nie. Eliezer is jou manager. Hy is jou regterhandman. Hy werk vir jou. Eliezer het nie uit jou uitgekom nie. Eliezer is 'n man wat regtig waar loyaal teenoor jou is. Moenie 'n fout maak nie. Maar ek gaan jou seën uit jou. Hy gaan jou seëning, jou die een wat jou erf gaan kry, gaan uit jou uitkom. En dis die bevisie wat God vir hom gee. Abraham is 'n hoë ouderdom en on top of that is Sarai ook op daai stadium is hulle name nog nie verander nie. Hulle was lank getroud maar die kinders nie. So hy question en sê maar God, wie gaan ek my erfgoed gee? Wie is my erfgenaam? Vir wie kan ek mee praat om te sê dit ek meen, it's logies, hierdie man is al ver in sy jare al. En hy's 'n bidder en hy's 'n altaarbouer, maar hy weet nie eens wat God kan doen op hierdie stadium nie. Abraham het al hoe dieper met God begin stap, maar op hierdie stadium het Abraham nog nie die verhouding waar God hom 'n vriend noem nie. Want Abraham het nog nie 'n seun nie. Abraham het niks. Ek praat nog van kinders nie. En Abraham sê vir God, maar gaan dit Eliezer wees? En God sê vir hom, nee Boeta, hierdie seëning, jou kom uit jou uit. En ek wil vandag vir ons, wat vandag ingeskakel is op hierdie program op Kruiskyk, ek wil vir jou sê, ons kan nie bid. Ons is ver in die dag, mense. Ons is baie ver in die lewe. Die Here is op pad terug. Kyk in die wêreld, gaan op die nuus. Kyk hoe dinge lyk. Kyk hoe die wêreld lyk. Jy kan sien, ons is naby die einde, ons kan dit sien. Hierdie ding is al geprofeteer, die koms van die Here is geprofeteer, hy kom weer, vir duisende jare, maar hy kom. Mense, is net soos die dag soos in Noag. Toe Noag die ark bou, toe lag die mense vir hom en hulle sê, nee, wat se ark bou jy? Hy sê so met hulle nie, hy bou die ark. Toe die tyd verby is en die ark is klaar, die Bybel sê, het Noag sy familie ingestuur, hy het ingegaan, God het die deur agter hom toegemaak, die Bybel sê, die water het van onder die aarde uitgespuit en die reën het begin val, die boot het gelig in sekondes, en dieselfde mense wat gelag het dood verdrink. Dit is dieselfde ding wat gaan gebeur. Die Here gaan kom, net soos wat God vir Noag gesê het, ek gaan die wêreld verwoes met water, basies in my eie woorde. Ek gaan alles tot op 'n einde bring. Ek gaan vir jou, Noag en jou familie gaan ek red. Die hele wêreld gaan ek onder water bring. Niemand het dit geglo in die dag nie. Net soos wat baie mense, ek sê nie niemand nie, maar baie mense glo nie dat die Here gaan terugkom nie. Baie denominasies glo nie dat die Here gaan terugkom nie. Party wag nog vir sy eerste koms. Nee, daar is niks van die eerste koms nie. Hy kom nou mos te kom al. As a matter of fact, hy gaan nie sy voete op die aarde sit nie. Ons gaan hom soos 'n bruid in die lig ontmoet. Ons gaan hom halfway meet. Net soos wat 'n man inkom, 'n bruid inkom en die man kom te by die helfte, dieselfde ding. Ons gaan hom halfpad meet. Hy kom nie terug aarde toe nie. So wat ek vir jou wil sê is, laat mense maar lag. Laat hulle sê van ons wat hulle wil. Ons wat die Here aangeneem het en weet dat ons weet. Die Bybel sê Jesus kom terug. Vier dit vandag, Jesus kom terug, hy kom ons haal, en jy moet uithou en jy moet aanhou, en ek en jy het 'n belofte binne in ons, dat die Here wil 'n ding binne in ons doen. Ek en jy kyk baie keer daar, ons kyk baie keer hier, ons kyk baie keer oral, maar die ding wat die Here wil doen, God sê vir Abraham, ek gaan die ding binne in jou doen, ek gaan hierdie ding doen, hier binne in jou geestesmens, ek wil vir jou wys, dat ek is God, en ek kan enigiets doen, daar's niks wat by my onmoontlik is nie, daar's niks wat ek nie kan doen nie, ek is in staat om enigiets te doen. Dis wat God vir Abraham sê, sommer in die ooptrek van hoofstuk 15, hy sê, nee my dierbare, ons gaan nie werk met jou diensmaag nie, met jou diensknegt nie, ons gaan nie werk met jou manager nie, jy gaan 'n seun hê, en dit is die een wat jou erfdeel gaan eendag besit, en God praat met hom van wat binne in hom is, en weet jy wat, baie keer wil ons goeie soek in die ronde in, en die Here wil hê, ek en jy moet in 'n dieper gebedslewe kom, en die Here wil hê, baie keer wil jy, en die hart ons sê
sê so wat in my gees inkom. Partykeer wil jy iemand naap hoe hulle sing en God sê maar dit is nie wat ek wil jy moet doen nie. Jy is uniek in wie jy is. Jy moet jou uniekheid in my vind. Partykeer wil jy bid soos die volgende persoon bid. Nee, jy kan kyk en jy kan sê, Here, I admire the way this person preaches or ministers or pray or sing or whatever, dance or whatever they do. Maakie saakie. Die persoon se karakter is net vir my so righteous, you know what I mean? Hulle loop reguit met die Here, hulle stap op pad, hulle ja, alles nee. You know what I mean? Jy kan daai's bakens in ons lewe in. Maar dan gaan van God gee vir jou iemand, dan kyk jy en sê Here, ek begeer om 'n dieper verhouding te hê soos daai persoon het, wil ek ook hê. So die Here gee vir jou bakens, hy gee vir jou ek wil amper sê letterlik maak is in jou lewe, maar dan moet jy in jou eie inkom, en baie keer dan volg ons mense, toe ek in Engeland bly, het ek 'n vrou ontmoet met naam van Pastor Sarah Morgan, die vrou se bidder of note, sê het, ek het die vrou geadmireer, die dag toe ek haar sien, mense, ek het gehuil, die salwing om my vrou se lewe, en toe ek haar hoor preek, toe sê ek myself, wow, this is someone that I would like to be as strong as she is, a prayer warrior. Vandag is ek, gaan nie sê exactly so sy is, maar vandag loop ek op dieselfde pad, wat sy gemodel het voor my uit. So iemand het dit gemodel vir my, en ek het kon agterna kom en sê, omdat ek 'n roeping op my lewe gehad het, en 'n diep liefde vir die Here gehad het, en omdat ek deurgedruk het, vandag doen ek basies wat sy gedoen het, in my lewe, doen ek in die Here raak ander mense, soos wat sy my lewe geraak het. So it's a ripple effect, maar jy moet maar daar kom 'n plek, wanneer jy in jou eie inkom, daar kom 'n plek, wanneer jy as 'n mens kom, in die karakter, wat God wil hê jy moet wees. As jy 'n prediker is, dan moet jy kom in wie jy is. As jy 'n sanger is, moet jy kom met jou eie styl, met jou eie jou uniekheid van God in jou. That's what you need to present. En God sê vir hom, ek gaan vir jou 'n seën gee, Abraham. Dis die belofte. I will bless you greatly. Die Here sê, I'm going to bless you greatly. Hy sê, want op daai stadium het Abraham nie eens geweet. Hy het gehoor, God sê vir hom, ek gaan jou die vader maak van nasies. Maar Abraham kon nie dink, hoe groot is hierdie ding hier? Baie keer mense, beloof die Here vir jou iets, maar ek en jy kan nie die grootheid, die magnitude van hierdie belofte sien nie. En daarom moet ons bid en sê, Here, ek verstaan nie. Baie keer sê die Here vir jou, lees Jesaja 63, lees Jesaja 40, lees Psalm 13, lees Matteus 18, lees die goed, en dan gee die Here vir jou 'n woord, maar jy verstaan nie, en dit is waar gebed inkom. So nou wanneer die Here vir jou, wanneer gee byvoorbeeld, toe die Here my uit my vorige bediening uit, het die Here vir my gesê, kom met jou vadersland uit, kom met jou familie uit, want dit was vir my soos 'n familie, kom uit jou land uit, die vorige kerk was vir my plek waar my vader se huis was, vader praat ek nou van spiritual father, ek praat van huis, ek het geglo, in hierdie bediening gaan ek sterwe, hierdie bediening gaan ek trou, almal goed, en God never had that in store for me. God used that place to bring, number one, elevation, to establish me deeper in him. So daar's 'n klomp goed dat God gedoen het binne in my, maar dit was nie my finale adres nie. En toe God my uitroep, toe roep God my, een van die skrifte was gewees, Genesis 12, en die Here het gesê, kom uit, en toe ek uitkom, die dag toe ek 'n plek soek om 'n bediening te begin, toe gaan ek terug na hoofstuk 12, toe ek sê, Here, maar U het gesê, kom uit jou vader se huis uit, kom uit jou land uit, kom uit jou relatives uit, na 'n land toe wat ek jou gaan wys, en ek gaan na die Here toe, en ek sê vir hom, Here, maar U het gesê, ek moet uitkom, nou sê ek uit, waar is die land? My mens, het was 24 uur, en die Here gee my 'n gebou. Wat ek vir jou wil sê is, as God vir jou 'n ding sê, dan moet jy dit vat vir wat dit is. En as jy dit nie kan vat nie, dan gaan jy in jou gebedskamer en jy sê, Here, ek verstaan nie lekker die belofte wat U aan my gee nie. Ek gaan nou in hierdie ding in bid. Jy moet bid in hierdie goed, my mens, dat jy kan kom in die diepte, en ons sal, weet jy wat, en jy sal nooit die diepte van dit kry nie, want God is levels of greatness, it's levels of heights, it's levels how that God takes you in. So dis nie net een plek waar die Here sê, koeps, ek bring jou in, en dis dit, nee my dierbare, die woord van God is dieper as wat ek en jy ooit in ons kop kan dink. So die een profetiese woord kan jou vat, my mens, een profetiese woord kan jou vat jou hele lewe. Dit is eintlik maar wat het is. Een profetiese woord kan jou vat in stages van jou lewe.
een profetiese woord van God. As jy kyk wat God vir Abraham sê in Genesis 12, kom uit jou vadershuis, kom uit jou land uit, kom uit van jou familie uit, na 'n land toe wat ek jou gaan wys, en in die land, and in that land I will make you great, and I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. En hy sê, in hy woord sê God vir hom, and I'm going to make you the father of nations. Hy eindig om dit te sê, I'm going to make you the father of nations, wat beteken, onthou, hy sê vir Abraham, I'm going to make you the father of nations, in hoofstuk 12, hoofstuk 15, sê Abraham, ja my Here, vir wie gaan ek nou my erfdeel gee, ek het dan nou niemand nie, hy vergeet, dat God vir hom gesê het, ek gaan jou die vader maak, as God sê, ek gaan jou die vader, God kan jou net 'n vader maak, as jy 'n kind het, you get what I'm trying to say, die ding kom uit jou uit, die ding kom van jou af, God kan nie vir jou 'n belofte gee en hom halfpad los nie, as God vir jou 'n ding gesê het, my dierbare, God gaan hom volbring. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet getrou bly, ons moet geloof hê, en ons moet hierdie pad stap. Jy moet deur die wildernisse gaan, jy moet deur die woestyne gaan, jy moet deur die somertye gaan, jy moet deur die lente gaan, jy moet deur die winter gaan, jy moet deur die herfs gaan, jy moet deur die ding gaan, because dis die getuienis. As God jou 'n profesie gee, het God nooit vir jou gesê hoe jy daar gaan uitkom nie, en daarom moet ek en jy uithou, aanhou, hierdie pad is 'n aanhou pad, is nie 'n pad van, hoe nie die Here, nee, baie keer vat jou 30 jaar om in 'n belofte in te kom. Dit vat jou baie keer 40 jaar om in 'n belofte in te kom. Maar wanneer jy inkom, dan het God jou al, then he has equipped you. Hy het jou sterk gemaak, hy het jou wys gemaak, hy het jou opgelig, hy het jou ore oopgemaak, hy het jou oë oopgemaak. Ek en jy dink 'n profesie gebeur net koop sommer môreoggend. My dierbare, dit het jare gevat voor Abraham sy eie seun gehad het. Abraham was amper 100. Hy was 100 en sy vrou was ook amper 100. Hulle was aan die 90, 99. Hulle was ou mense. Maar die belofte was, God het hulle mature. En nadat God vir hulle die belofte gegee het, toe vra God die belofte terug. Toe sê hy, kom offer jou seun. So, even though the blessing is there, God gaan nog altyd vir jou toets op die profesie. So wat God doen is, ek het vir jou 'n profetiese woord gegee. Jy moet aanhou, en my bemoediging vandag is, dat ons kry dit nie altyd reg nie, nie een van ons nie. Ons doubt, Here, maar hier verloor ek aan my werk, maar U sê vir my, ek gaan 'n kingdom financier word. Hier verloor ek aan my werk. Here, U het nou vir my gesê, ek gaan baie kinders hê, maar hier sterwe my seun en nou, Here, aan tik. Jy understand? En niks wat jy in is, maak baie keer in die moment, maak dit vir jou sin nie. Maar my mens, het ek jou vandag hoop gee. Die Here se woord kan nie, sal nie, leerig na hom toe terugkeer nie. As God 'n ding gesê het, as dit God was, hoor my vandag, as dit God was, is net tyd, my mens. Hy moet in vervulling inkom. Jy moet in posisie bly. Die ander ding van God se woord is, jy kan nie die belofte hê en sê die Here gaan vir my, hy gaan my 'n prediker maak nie, maar jy's in die dansie. Nee, my dierbare, jy moet in die huis van die Here wees. Jy moet in alignment wees met die profesie, sodat die profesie kan waar word. As die Here vir my gesê het, ek gaan 'n kerk lei, dan kan ek nie nou leer ek wil nou 'n onderwyser word, maar ek moet teologie studeer nie. You get what I'm trying to say? Ek kan nie daar staan met my profesie is hier nie. Jy moet in lyn kom met die profesie, so as God over Abraham gesê het, Abraham, jy gaan die vader word van baie nasies. Dan is Abraham, nee, maar ek kan nie met my vrou slaap nie, because sy is te oud en ek is te oud. Nee, dan moet by mekaar koms wees, en God rekindel die ding, dat hulle in die bed, dat daar die kindeling kan kom, dat daar 'n saad kan uitkom, in sy vrou se baar, en sy vrou Sarah baar vir Isak. Dis die belofte. So God se belofte gaan altyd jou menslikheid, gaan hy oorskry. Hy gaan alles oorskry, want God is God, my mens, en wanneer God 'n belofte gee, kan ek jou net afsluit met dit, dan skop die supernatural in. Wanneer God profetiese woord oor jou verklaar, dan skop wonderwerke in, my mens. Wonderwerke skop in, want God se woord is bonatuurlik. God se woord is nie, ek kan hierdie boek vat, en ek vat my bril, en nee, as God 'n ding sê, dan vat jy aan niks, wanneer God het sê, dan wag jy op God se tyd, en God begin beweeg goed in posisie in. En as jy moet die bril skuif, sal jy hom skuif. Maar as God 'n hand in moet bring van Canada, dat hierdie bril geskuif moet word, sal God die hand bring wat hom dan moet skuif. So ek en jy, en ek sluit af met dit, ek en jy moet bid, Here, laat ek kom in die let me come into the understanding, laat ek kom in die
my kop werk Engels. Let me come into the understanding of the magnitude of who you are, that the prophecy can be fulfilled. Dat die belofte van U vervul kan word. Help my om te glo, alhoewel ek dit nie kan sien nie. Mag die Here jou seën. Ons is terug, selfde plek, selfde tyd, volgende week.